amazing love. How can it be? Here, dit is vanmôre 'n voorreg om hier te kan staan en te waag om die woord te bring. Maar ek wil nou vra, Here Jesus, dat ek in die troonkamer van Vader sal inbeweeg en die woord sal bring soos wat U wil hê ek moet dit bring. Dat elke woord wat ek sal spreek, Here, gelouter sal wees met 'n koel van vuur. Dat ek in die niets sal verdwyn en dat U Heilige Gees na vore sal tree en dat U die prediker sal wees. Stuur die dienende engele, Here, om van sitplek tot sitplek te beweeg. Ons gee U al die eer en al die lof in Jesus naam. Amen. Goeiemôre geliefdes. Dit is vir my regtig 'n voorreg om weer hier te staan. Maar jy hou daarvan om 'n mens in die diep kan te gooi. Maar as jy gesê het, Here, ek is gewillig om te doen wat U vir my sê ek moet doen, dan moet jy gereed wees om in die diep water te spring. Nou, ek het verlede keer het ek met julle gepraat oor die verbond wat ons met Christus gesluit het, julle wit gepleisterde grafte. Hoe kan jy leef? En vandag gaan ek basies net aan met die boodskap, want die huweliksverbond was so groot, en dit is so groot, en dit is so 'n wye boodskap, dat jy hom nie in een boodskap kan aflewer nie. En ek het ervaar, ek moet aangaan met hierdie boodskap. Nou vanmôre wil ek vir julle voorhou, hoe die Here Jesus ons as kerk sien. Ons is sy bruid. Oral in die woord, oral in die Bybel, praat hy van sy bruid wat moet gereed maak wanneer hy kom om ons te haal. Is ek reg? So, nou vanmôre wil ek net bietjie, hoe het in die ou tyd, hoe het die bruid, wat moes hulle doen en wat het die jong man gedoen, as hy dan nou hierdie bruidjie van hom gesien het, of natuurlik hierdie jong dame gesien het, waarvan sy hart natuurlik begin bons het, en hy het al hoe meer van haar begin hou, en hy het besluit, en hy het gevoel, dat hy hierdie vrou wil vat vir hom as 'n bruid. Wat het hy toegedoen? Hulle noem dit in die woord 'n ketubah. Hy het vir haar 'n ketubah geskryf. Dit is 'n liefdesbrief, dit is 'n verbondsbrief wat hy aan haar gerig het. En dan het hy sy familie in kennis gestel en haar familie in kennis gestel, en hulle het 'n maaltyd dan nou gereël, en hulle het die sulke trompette geblaas, silwer trompette geblaas, en hulle het aangekondig dat daar gaan nou 'n huwelikskontrak uitgedeel word. Dan het hierdie jong man, het hy vir haar hierdie ketubah gegee. Hy het vir haar hierdie liefdesbrief gegee. En in daardie brief het hy dan nou vir haar alles uitgelê. Wie hy is, wat hy van haar verlang, hoe hy verlang sy huis geran moet word, natuurlik voorskrifte, hoe sy die dinge moet doen. Hy wil graag hê sy huis moet so beheer word, hy wil graag hê sy kinders moet so opgevoed word, hy wil graag hê dat sy kos so gemaak moet word, hy hou van die lied, hy hou van dit, en hy skryf dan ook daarin vir haar wie hy is, wat hy is, hoe hy homself handhaaf, wat hy doen, alles van hom staan in daardie liefdesbrief. En natuurlik, hoe hy haar besing, hoe mooi sy vir hom is, en hoe lief hy vir haar het. En hy rig sy begeerte, wat in sy hart is, rig hy tot haar, in daardie ketubah huweliksverbond.
dan wanneer hy hom vir haar gegee het, skink hulle die beste wyn wat hulle geld kon koop in 'n beker. En hy vat die eerste slukkie en hy sit dit neer. Sy vat dan daardie liefdesbrief. Sy mag nie onmiddellik 'n slukkie van daai wyn vat nie. Sy moes eers daardie ketubah, daai liefdesbrief gaan deurlees het. Sy moes hom gaan bestudeer het wat daarin staan. Sy kon haar tyd vat. Sy kon uitbeweeg het. Sy kon die hele nag gevat het. En presies gaan lees het wat hy van haar verwag het en sien sy kans daarvoor. En dan as sy besluit het, maar dit wat hier staan, ek is bereid om daardie ooreenkoms na te gaan. Ek is bereid om hierdie kontrak wat hy dan met my wil smee, is ek bereid om saam met dit te gaan. Dan het sy ingegaan en sy het ook 'n slukkie van daardie wyn gevat. En dan het die trompette weer geblaas en uit basuin, hier het nou 'n huwelik plaasgevind. Dan is daardie twee jong mense basies getroud. Maar die twee jong mense gaan dan na hulle aparte huise toe vir 'n jaar lank. Hy's getroud met haar, maar hulle sien mekaar glad nie. Sy moet gaan en sy moet daai ketubah gaan 100% bestudeer. En as daar iets in haar is wat sy nou weet, teenstrydig is wat hier staan, ek gaan nou sommer net 'n simpel voorbeeld noem. Hy hou nie daarvan dat 'n vrou 'n lang broek dra nie. Maar sy het dit mos nou gelees voor sy die ooreenkoms geteken het, of die slukkie wyn gedrink het. Dan moet sy gaan en van al haar langbroeke ontslaa raak. Want haar nuwe man gaan nie daarvan hou nie. So sy moet haar gaan aanpas by hierdie liefdesbrief. Sy moet gaan leer, hy hou byvoorbeeld daarvan van 'n afval. Hy hou dis een van sy gunsteling disse, maar sy het nie naaste by 'n idee, hoe kook mense afval nie. So wat moet sy gaan doen? In daai jaar moet sy by mense uitkom, sy moet gaan navraag doen, waarvan hou hy, hoe sterk hou hy van daai afval? Hou hy van baie curry in, hou hy van aardappels in, hou hy van gedroogde perskes daarin, wat is sy liefde daarin? Dan moet sy dit leer kook, soos wat hy dit daarvan hou. Want in hierdie liefdesbrief, weet sy presies. En nou raak sy mos al hoe meer opgewonde, want sy leer mos nou haar liefde ken. En sy het 'n besluit gemaak, maar ek wil so lyk. Ek wil graag dit vir hom doen. En na die beste van haar vermoë, pas sy aan om by haar nuwe man aan te pas. Nou wat het dit met my en jou te doen? Hierdie is my en jou ketubah. Hierdie is jou liefdesbrief wat Jesus vir jou gee. Maar hierin is 'n voorwaarde. Voordat jy hierdie ketubah verstaan, moet jy eers 'n besluit neem. Ek wil hom volg. So jy moes eers gehoor het daarvan, jy moes eers gelees het daarvan, en nou moet jy 'n besluit maak, want die woord sê, in hierdie woord, niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus Christus nie. Want hy het hierdie ketubah met sy bloed vir jou geskryf. Hy is so lief vir jou gewees, dat hy dit in die openbaar
aan die kruis gaan hang het, sy liefde vir jou. En sy bloed, as het basies uitgeroep, hoe lief is hy vir jou. Elke woord wat hy hierin geskryf het, was met liefde uitgedruk. Nou moet ek en jy gaan, en eerstens, as ek besluit, nee, ek sien nie kans hiervoor nie. Ek sien nie kans om van my langbroeke ontslae te raak nie. Ek sien nie kans om van my dop ontslae te raak nie. Ek sien nie kans vir dit nie. Die prys is te hoog. Gaan hierdie woord, hierdie ketuba, vir jou 'n dooie boek bly. Jy gaan hom nie verstaan nie. Hy gaan vir jou 'n storieetjie wees. My oorlede man het baie keer vir my gesê, ek verstaan nie wat sien jy in hierdie Bybel nie. Dis storieetjies, 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 storieetjies. Hoekom? Want hy het nie 'n keuse gemaak om die Here Jesus aan te neem as sy persoonlike saligmaker. So die woord was vir hom dood. Die woord het nooit lewend vir hom geword nie, want hy het nie die regte volgorde gedoen nie. Hy het nie die Here Jesus aangeneem nie. Gelukkig voor sy dood, ja. Maar op daardie stadium was dit dooie storieetjies. Hy kon dit nie verstaan nie. Maar die oomblik, wanneer jy Jesus as jou persoonlike saligmaker aanneem, dan word hierdie boek lewend. Dan word elke woord staan uit. Elke woord begin 'n lewe kry. En hoe meer jy in hierdie ketuba lees, en hoe meer jy in hierdie liefdesbrief begin lees, begin jy lees waarvan jou nuwe bruidegom nie vanhou nie. Want hy gaan jou kom haal. Hy het vooruit gegaan, en hy het nou vir jou die huis gaan regmaak. Hy het nou vooruit gegaan, en hy gaan vir jou 'n feesmaal voorberei. En intussen moet ek en jy, wat dan nou sy bruid is, wat dan nou gekies het, om hierdie woord te lees, moet ek en jy in hom delf. Want hierin is sy hartsbegeertes. Hierin is elke woord wat hy jou voorskrif vir jou gee. Hier is presies wat jy moet eet. Hier is presies wat jy moet doen elke dag. Ek sê hierdie boek is my padkaart. Hierdie boek is my rigtingwyser. As jy iets wil weet van die lewe, kan jy maar hierin gaan delf. Jy sal 'n antwoord kry, want jy gaan weet of dit reg of verkeerd is. Want hierdie boek begin vir jou dan lewend word. Dis nie net 'n storieboek dan nie. Dis dan vir jou 'n liefdesbrief. Want hoe meer jy hom lees, hoe meer, ek wil sê, you fell in love again. Jy word al hoe meer liewer vir hom. Hy word vir jou kosbaar. Dis baie keer dan sit ek en dan lees ek en sê, wow, Here, wow, hoe het ek dit nooit raak gesien nie. Dan is dit asof daardie woorde so uitspring, dan word dit lewend vir jou en jy kan dit nooit vergeet nie. By so voorbeeld, ek lees die een dag Psalm 24 en daar staan, gaan dit nou in Engels sê, Who is the King of Glory? Invincible in battle. Who is this King of Glory? Strong and mighty. Who is this King of Glory? He's the commander of all of heaven's armies. En baie keer as ek in 'n battle is, en baie keer as ek vir mense intree, en as ek voor iemand staan, en innerlike genesing, dan sê ek, Lord, you are the King, you are invincible in battle. I need you, Lord God. You are the King of kings, and you are the Lord of lords. Send your warrior angels. Send them, Lord, because you are the commander of all of heaven's armies.
dan begin ek die woord spreek, dan begin ek hierdie ketubah van my, wat vir my lewend is, dan begin ek hom toepas, dan begin ek hom bid, dan begin ek hom spreek, want hy gee lewe. Want elke woord wat in hierdie liefdesbrief staan, is lewend. Hy raak lewend, en hy gee vir jou moed. Hoe meer jy hom lees, hoe meer kry jy moed, hoe meer kry jy geloof, want hy sê, jy moet in geloof uitstap, jy moet in geloof dit vat. Maar hoe kry ek dit? Deur die woord te lees, deur dit toe te pas, deur heiligmaking na te streef. Sesra, moenie meer daai woord sê nie. Ek hou nie daarvan dat jy dit sê nie. Almal sê dit. Ek hou nie daarvan dat jy dit sê nie. Dan sit vir my verkeerd. Dis hoe heiligmaking plaasvind. Die Here Jesus, op een dag het jy nog lekker gedans. Nou ek sê nie, ek preek nie nou oor sonde en dit nie. Jy het lekker gedans. En terwyl jy nog sy draai so omvat, nee, dan sê die Here vir jou, ek wil nie jy moet dans nie. Dan sit nie vir die ander verkeerd nie. Sit vir jou verkeerd. So praat die woord met jou. Dit raak 'n persoonlike ding. Daardie jong man het daardie brief vir 'n dame geskryf. Hierdie brief is vir elkeen 'n persoonlike brief as jy hom persoonlik aanneem. En hy werk met elkeen op sy eie vlak, op sy eie manier, want hy het elkeen van julle en vir my het hy gemaak. Hy weet presies wat is jou voorkeure. Hy weet presies wat is jou afkeure en hy weet ook waar jou swakpunte lê. Hy weet dit. Hy weet presies. Hy weet presies wat jou boetjie. Maar hy weet as jy na hom toe kom en sê ek is swak, dan sal hy jou begin versterk. Want jy het sy woord gevat en jy begin dit toepas. Jy begin dit toepas. Johannes 7 vers 15 wat sê, as jy in my bly en my woord in jou, kan jy my vra net wat jy wil en jy sal dit verkry. Elke belofte het 'n voorwaarde. As jy in my bly en my woord in jou bly, kan jy my vra wat jy wil en jy sal dit verkry. Maar stap jy buite sy wil, doen jy nie sy woord in wat hy van jou vra nie, kan jy maar vra en jy sal dit nie kry nie. So wanneer jy nie dinge kry nie, begin 'n ondersoek in jou stel. Begin ondersoek stel, waar doen ek wat? Lê voor die aangesig van die Here. Bestudeer hierdie liefdesbrief dag vir dag, sodat dit nie bly vir jou. Die Israeliete het elke dag manna opgetel. Dit is vir hierdie woord ook vandag van toepassing. Hulle mag nie vanmôre manna opgetel het nie. Want as hulle te veel opgetel het, dan het daar maaiers ingekom en daar wurms ingekom, dit het vrot geword. Hulle moes elke dag vars manna gaan optel het, behalwe op voorskrif van sy woord. Saterdag tel jy 'n dubbele porsie op, want op die Sabbat mag jy nie optel nie. Dan het dit nie vrot geword nie. Dis presies wat jy hier moet doen. Elke dag moet jy nuwe manna uit hierdie woord uitkom optel. Elke dag moet jy gaan sit by die woord van die Here en jy moet manna kry. Wat is my padkaart vir die dag? Wat wil die Here vir my vandag sê? Waarin wil hy hê moet ek vandag ponder? Waarop moet ek aan dink? Waaraan moet ek dink vandag? Waaraan moet ek wat doen vandag? En wat stig my vandag? Wat staan uit vir my vandag? En so lees jy hierdie woord. Omgord jou met die roukleed, wentel jou in die as, bedryf rou soos 'n enigste kind en bitter rou klaag, want skielik kom die verwoesting oor ons. En dan lees jy en verstaan jy nie wat hier aangaan nie. En dan wonder jy, Here, wat is hierdie? En dan lees jy verder en dan kry jy nuwe krag. En so gaan jy aan in hierdie woord elke dag. Jy bestudeer hom.
Hy word vir jou nuut. Hy maak jou pad vir jou gelyk. Maar as jy vandag, jy sit die woord en jy hoor dit en daar's iets vir jou en dit klink oulik en alles, môre lees jy nie, môre lees jy nie, Sondag gebeur dit dat jy nie in die woord kan kom sit nie, jy kan nie by die kerk kom nie, nog 'n week gaan verby. Wat gebeur? Jy raak afvallig, want dit is ongelukkig so. Jy begin al hoe meer die dinge van die wêreld doen. Jy begin klink soos die wêreld, jy begin lyk soos die wêreld, jy begin ryk soos die wêreld. Maar as jy elke dag jou met die woord wat soos water is, was, sê jy elke dag skoon wees. Want die woord sê, be quick to repent. Wees vinnig om vergifnis te vra. Wat jy verkeerd gedoen het. Ek gaan nie wag tot vanaand wanneer ek bid nie. Ek het nou iets verkeerd gedoen. So ek gaan nou sê ekskuus Here Jesus en probeer om dit nie weer te doen nie. So ek begin dit as 'n toepassing hê. Ek begin dit my leefstyl maak. Ek begin dit my daaglikse handel en wandel maak. Want ek is lief vir hierdie persoon. Ek het besluit ek wil sy bereid wees. Ek wil begin doen wat hy wil hê ek moet doen. Ek wil graag alles doen wat hy vir my gevra het, want dit is so 'n mooi liefdesbrief. En as hy kom om my te kom haal, ek weet nie wanneer is my dag nie, ek weet nie wanneer is dit nie, myne kan nie nou wees. Ek kan hier uitry. Daai vroukie wat nou dood is, sy het nie geweet, daai ambulans gaan voor haar inry nie, mors dood net daar. Haar koning het dan vir haar gekom. Ons kan hier sit, enigiets kan met ons gebeur. Ja, dit sal wonderlik wees om die basuin geklank te hoor en saam met die Here Jesus en al die wedergebore kinders van God in die hemel op te vaar. Maar hoeveel mense is al reeds dood? Almal het gewag vir die wederkoms van Christus. Hulle wederkoms het al gekom. Jy moet so leef dat jy elke dag gereed is. Elke dag. Elke sekonde, want ek weet nie wanneer is my tyd nie. Wanneer kom my koning my haal nie? Wanneer gaan ek hom tegemoet gaan? Gaan hy my gereed vind? Gaan my beker vol olie wees, my vaas vol, my lampie vol olie wees? Wat is daardie olie? Dit is hierdie woord van God wat uit my binneste uitkom. Dit is die Heilige Gees wat in my woon. En soos ek my vol maak met die Heilige Gees, so word my lampie vol, so word ek vol. So word hierdie woord myne. Hy het hierdie woord geskryf vir ons. Elkeen van hierdie woorde wat hier geskryf is, kom uit die woord van God, uit die mond van God uit. So elke woord wat hier staan is lewend, is kragtig, is magtig. Pastor Dutch Sheet van Amerika sê, hy glo tot die komma en die punt in die Bybel kan jou tot bekering bring, so lewend is hierdie woord. Elkeen, as jy hom reg hanteer en verstaan. Want Jesus Christus was by die Vader. Hy het presies geweet hoe is die Vader. Hy het hom geken. En hy het mens kom word. En hy het vir ons gewys hoe om te leef. So wat het hy toe hy in die sinagoge gepraat het? Oor hierdie woord, was die klomp priesters en die mense en die skrifgeleerdes was so verstom. Waar kry hy sy kennis vandaan? Hulle was verbaas, hulle was verstom. Maar die woord was op sy hartkamers geskryf. Dit het uit sy binneste uitgekom. Dit het uit sy hart uitgekom wat die Vader van hom wil hê. En hy het dit gespreek. Nou as jy hierdie woord beginne lees en beginne aanvaar en beginne joune maak, dan gaan dit op jou hartkamers geskryf word. Dan gaan jou handel en jou wandel en jou spraak en jou reuk en dit wat jy oral versprei, gaan net wees sê. Jy gaan nie klink soos die wêreld om jou nie.
Jy gaan nie lyk soos die wêreld om jou nie. Jy gaan heeltemal anderster wees. My geliefde neef is voor verlede week oorlede. Sit sy begrafnis nou Dinsdag. Uit selfsugtige redes is dit vir my baie moeilik. Ekskuus. Want ek was baie lief vir hom. Ons was baie close gewees. In sy hospitaalkamer het die susters gevra, is hierdie 'n man van God? Want hy klink anders. Hy sing die hele tyd. En hy praat 'n taal wat ons nie ken nie. Hy het sy hemeltaal die hele tyd gepraat. Al was hy in hierdie verskriklike pyn. Hy het nie gemurmureer nie. Daar was 'n atmosfeer van heiligheid om sy bed. En so sy hemel toe. Ekskuus tog. Ek en jy moet die geur van Christus begin kry. En alleenlik hoe ons dit gaan kry as ons hierdie woord dag vir dag bestudeer. Dit moet uit ons hart uitkom. Dit is ons ketubah. Dit is ons huweliksverbond. Ons moet dit aanneem, ons moet dit ons eie maak. Hy is soos 'n lig op ons pad, 'n lamp op ons pad, die woord. Hy is 'n lig vir ons voete. Hierdie woord is soos 'n vuur wat brandend is in jou. En as jy hom lewendig wil hou, dan lees jy elke dag die woord, dan bly daai vuur brandend in jou. Lees hom nie, dan gaan die vuurtjie dood. Daai koortjie van die kleinkinders wat sê, lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal krimp. Dis 'n werklikheid. Dis 'n werklikheid. En hierdie woord is soos 'n vuur wat in jou moet brand. So gooi die houtjies op, is elke dag se lees van hierdie woord. Hierdie woord is soos brood vir ons elke dag. Hy sê ons sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat gespreek is uit die woord van God, uit die mond van God. Ons sal dit lewe. Hierdie woord is soos heuning, is soeter as heuning vir ons. Hierdie woord is vir ons, hy is soos 'n hamer, hy breek die hardste hart. Hy breek die vernedering wat jy gehad het. Hy breek daardie harde hart omdat jy nie kan vergewe nie. Hy slaan soos 'n hamer om te vergewe. Hierdie woord, as jy hom net lees en jy pas dit toe, sal hy soos 'n hamer wees. En daar waar jy nie kan loskom nie, sal daardie woord soos 'n hamer intree en daai harde hart, daai rots in jou, sal hy stik en kap. Ons moet dit net toepas. Pastor Bonke het eendag gesê, hy het 'n ateïs het hom gekry. En toe sê hy, maar die Heilige Gees is nie 'n werklikheid nie. Maar ek wil dit nou vandag anders toepas. As al werk jy in 'n seepfabriek. Jy het elke dag te doen met die koekieseep. Jy hanteer duisende koekieseep. Jy verpak dit, jy meng dit, jy maak dit, jy mal dit, jy sit dit in die omhulsel, jy boks dit en jy versend dit. Kan jy nog steeds dink? Al werk jy met 1000 miljoene koekies seep. Hoekom? Want jy het nie die koekieseep gevat en jou gewas daarmee nie, is ek reg? Ek kan in die Bybelse drukkery gaan werk. Ek kan hierdie ding toons op die ding inlees. Ek kan dit druk, ek kan dit bind, ek kan dit in bokse pak, ek kan 500,000 van hulle in my huis hê. Maar as ek hom nie oopmaak en hom lees nie, en hom toepas nie, is hy dood. Is jy dood? Maak hy niks sin nie. So hierdie woord moet ek toepas om dit my eie te maak. Ek moet hierdie liefdesbrief ontvang
En ek moet van vooraf lief kry. Jesus weer lief kry van vooraf. Want as ek begin lees, as ek net dink aan Noag, het jy nou mooi gaan dink oor Noag. Die Here, hy was 'n mens soos ek en jy. Hy het wel baie langer as ek en jy gelewe. Maar hy was 'n mens soos ek en jy en die Here het vir hom gesê, gaan bou 'n ark. 'n Ark, 'n ding wat op water ry. Hy het nog nooit 'n rivier gesien nie, reën gesien nie. En die Here gee vir hom presiese spesifikasies hoe dit gebeur. Dis 'n massiewe stuk ding. Hy bou, dink 120 jaar daaraan. Hy's uitgejou, hy's uitgelag. Maar hy was gehoorsaam. Die Here het vir hom gesê, gaan bou 'n ark. Almal het hom uitgejou. Ek dink sy seuns, ek dink sy dogters het agter sy skoondogters het seker ook maar partykeer agter sy rug gelag. Jy jou pa se kop raas. Dis nou al 100 jaar, dis nou al 70 jaar, 100 jaar, dis nou al 120 jaar. Wat gaan hier aan? Wat? Hier's die ding klaar, nou wat nou? En ewe skielik sê die Here, die diere, ek glo die Here het hulle self ingevat in die ark in. Hy moes die leeu se mond toegemaak het, hy moes die beere se monde toegemaak het, die luiperd en die jakkalse en al hierdie roofdiere moes hy toegemaak het en hulle het inbeweeg en die Here het self daardie deur gesluit. Toe wil die mense begin klop aan die arkdeur, maak vir ons oop en die reën het begin val, maar dit was te laat. Wanneer is die Here Jesus gekom het en hy het sy bruid kom haal en hy het feesmaal met hulle, dan probeer wil ingaan nie. Want dan vat hy sy Heilige Gees saam met hom, dan sy alleen. En dan kom sy oordeel op hierdie aarde. Moenie dat ons te laat wees nie. Spieël jou in hierdie woord, want dit is soos 'n spieël. Meet jou daaraan, elke dag. Hoe lyk ek? Hoe lyk ek? Waar skiet ek nog tekort? Wat het ek nog nie gedoen, wat my geliefde wil hê ek moet doen nie? Waar skiet ek nog tekort? Laat hierdie saad in jou lewend word. Geef vir hom kos, geef vir hom water, deur die woord te lees. Laat hierdie woord soos medisyne vir jou liggaam wees. Hoe pas ek dit toe? Ek drink 3 keer 'n week, 3 keer 'n dag. Dalk vir sekere siektes moet ek medisyne drink, vir alles 'n hoes. Moet ek 3 keer medisyne drink. So as jy 'n ernstige kwaal het, kry vir jou 'n skrifgedeelte in hierdie woord en sê hom 3 keer 'n dag, soos wat jy jou medisyne drink. Spreek daardie woord. Spreek daardie woord in daardie siekte in. Spreek daardie woord in daardie situasie in. Gebruik dit soos medisyne en die woord van God sal vir jou soos medisyne vir jou liggaam wees. Derek Prins het 'n jaar in die hospitaal gelê en hy kon nie gesond word nie. En hy lees in Spreuke, ek dink is 4 vers 20 wat sê, gebruik hierdie woord soos medisyne vir jou liggaam. En hy besef, maar hoe gebruik ek medisyne? 3 keer 'n dag. Hy sê en hy kry skrif rakende sy situasie en ek dink hy het 'n velkondisie gehad wat nie kon gesond word nie. Hulle kon nie 'n keer vir hom kry nie. Hy was in die ek dink in die Tweede Wêreldoorlog gewees as 'n soldaat en hy begin die Here toepas, die woord toepas. Daar raak die Here hom aan. Deur dat hy hierdie woord soos medisyne in sy liggaam toegepas het. En dit het sy geloof versterk want hy was 'n filosoof wat geateïs, hy het niks aan God geglo nie tot hy hierdie woord wat vir hom 'n storieetjie was en gedoen het wat dit is en toe die woord, die Here Jesus vir hom 'n werklikheid word. Sit al wat hy nog ooit in sy lewe verder gelees het, was hierdie woord. Hy sê geen ander boek het vir hom sin gemaak behalwe die woord van God nie, want dit het vir hom lewend. Hierdie woord het hulle al probeer verban, mense doodgemaak. Hulle het hom al vertaal verkeerdelik. Hulle het hom al wat mee gedoen. Die oudheid het die Rooms-Katolieke net sekere gedeeltes uitgehaal en dit verdraai sodat dit hulle pas.
sodat jy aflaatbriewe moet koop om jou sondes af te koop. En toe het Martin Luther gekom en die woord in die hande gekry en hy het dit begin lees en dit teen die deure opgeplak en gespyker en gesê, maar dit is nie wat in die woord van God staan nie. So mense het al deur die eeue heen hierdie woord, hierdie Keturah probeer doodmaak, probeer uitwis. Maar hy is so lewend. Hy het nog elke keer geseëvier. Want as jy die woord van God vat en jy lees hom en jy dalk 'n verkeerde vertaling of die vertaling is dalk nie dit wat God vir jou nou wil sê nie, dan gaan hy jou lei dat jy die regte vertaling kry en jy gaan die woord kry sodat hy lewend is, sodat hy kan word dit wat hy vir jou bedoel vir daardie dag en dit wat hy vir jou wil gee vir daardie dag. So my broers en susters, kom ons vat hierdie woord en ons maak dit ons eie. Ons begin van vooraf hierdie woord bestudeer, dat hy lewend in ons word en dat ons dit elke dag sal toepas, soos wat die woord ons lei en sodat ons geloof versterk kan word, sodat ons kan gereed wees wanneer hy ons kom haal. Kom ons bid saam. Dankie Abba Vader vir hierdie wonderlike woord wat U vir ons gegee het, wat 'n lamp op ons pad is, wat 'n lig vir ons voete is, Here. Ek wil bid, Here, dat Here Jesus, dat hierdie liefdesbrief in elkeen se harte 'n nuwe betekenis gaan kry. En as hulle nog nooit die woord elke dag gelees het nie, dat U daardie begeerte in hulle harte sal plaas om dit elke dag te lees. Dat dit vir hulle 'n gewoonte sal word, want dit is 'n goeie gewoonte om die woord elke dag te lees. Soos wat ons die manna moes gaan optel in die Israeliete, Here, sodat ons die manna vir wat dit van U vir ons vandag gee, dat ons dit gaan optel, dat dit ons vir ons vir daardie dag die krag sal gee en die leiding sal gee, sodat ons kan doen dit wat U wil hê ons moet doen. Ons sal U net al die eer en die lof gee daarvoor, Here, dat hierdie woord vir ewig gestaan sal bly. Hy's onveranderlik. Hy's altyd waar. En hy sal nooit verander nie. Ons loof en ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen.